Soos julle kan sien, het ek vanoggend iemand saamgebring, wat my vandag gaan help om my boodskap uit te beeld. Baie dankie Malien, dat jy vanmôre die tyd uitgekoop het, om vanmôre saam met my hier te wees. Maar ek dink julle is skerp, nee. Ons het mos 'n baie slim gemeente. En julle het seker nou agtergekom waaroor ek vandag gaan praat. Maar ek het gevoel, hierdie boodskap dra krag. Hy dra krag. Want ons het dit al voorheen gehoor. Maar dit gaan in jou kop bly vassteek, as jy sien wat daar gedoen word. Vir my is dit, as ek so kyk, terugkyk na hierdie afgelope tyd wat ons, Pinkstertyd. Wie van julle was hier by die Pinkster? Prys die Here. En ons het 'n wonderlike tyd in God se teenwoordigheid gehad. Die Here het hierdie jaar op 'n ander manier opgedaag. En elke jaar sê ons altyd, as Pinkster verby is, "Sjoe, hierdie Pinkster was great." Dan kom die Here die jaar daarna en dan doen hy net iets beter. En hy doen net iets mooier. En ek wil vir julle sê, dit is nie die einde nie, want God, ons dien nie 'n boring God nie, as ek dit so kan sê. Ek wil hê julle moet verstaan, ons dien die enigste lewende, waaragtige God. En daar is altyd iets nuuts by hom. Die Here herinner my deur hierdie Pinkstertyd, met hierdie boodskap wat hy vanoggend op my hart gelê het om in julle oor te dra, dat hy nie net vir ons wil kom vul met sy gees nie. Dis nie 'n eenmalige ding. Ons kan elke dag opnuut gevul word met sy gees. Want hy kom en hy gee vir my heel eerste hierdie skrif. Dit het nie gestop by Pinkster nie, julle. Dit gaan nog aan. Dit gaan nog steeds aan. Volgende jaar is ons weer hier. En hy gee vir my hierdie skrif in Filippense 1 vers 6, die B-gedeelte, want hy sê hier, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Hoor julle wat sê hy? Hy's nog nie klaar met jou nie. Ek wil hê almal van julle wat vanmôre hier is, sal besef, hy is nie klaar met jou nie. Jy moet dit vandag hoor. God is nie klaar met jou nie. En nou het ek dit gesê, soos wat my ma vir my pak gegee het as kind, in lettergrepe. Jy wil nie hoor nie. So het my ma my pak gegee. Ja, maar dis 'n boodskap vir 'n ander dag. En die Here kom wys my ook dat hy ons skepper is, wat beteken dat die werk gaan nog aangaan. Die werk sal nog aangaan. Maar dan kom maar tog 'n vraag in my hart op. En ek vra, waar het alles begin? En die woord van die Here vat my na Genesis 2 vers 7 toe, want ek wil weet, waar het God se werk met en in ons begin? En hoor wat sê die woord van die Here, Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Nou ek wil gou iets met julle deel. Ek het tyd saam met Malien gaan spandeer Vrydagmiddag na werk. En sy het iets vir my verduidelik wat ek nooit geweet het nie. Sy het nie geweet wat se skrif die Here vir my gegee het nie. En sy verduidelik vir my, nê, onthou wat ek nou vir julle gelees het. God het ons gevorm uit die stof van die aarde. En sy leer my dat klei is decomposed rock. Wat dan verwys na die stof wat God gebruik het
om ons mee te vorm. Is dit nie amazing nie? Ek hoop dat daar vanmôre iets vir julle sal oopgaan, wat julle gaan besef, laat besef hoe waardevol jy eintlik is. En hoeveel tyd God ingesit het om ons te vorm. As ek gaan kyk na die oorspronklike betekenis van hierdie woord, waar dit sê, hy het die asem van die lewe in ons geblaas, of in 'n ander vertaling sê hulle, die lewensasem in ons ingeblaas. Nou hierdie woord kom uit die oorspronklike Hebreëse woord. Ek moet dit met julle deel, sodat julle kan sien hoe wonderlik God se woord is. Hoe belangrik dit vir ons as kinders van die Here is om sy woord te lees. Maar nie net om dit te lees nie, om dit werklik te gaan bestudeer, sodat dinge in jou lewe kan begin oopgesluit word en jou verhouding met God kan verdiep. Hierdie lewensasem in Hebreëus is, en julle, my uitspraak is definitief verkeerd, maar ek gaan dit op my manier uitspreek, is Nishmat Chayim. Nou dit bestaan uit 2 dele. Nishmat beteken asem, geesasem, goddelike asem, lewensasem. En dit verwys nie net na fisiese asemhaling nie, maar na die lewende geestelike asem wat van God afkom. Haal gou asem. Besef jy dat God binne in jou is? Weet jy dit vanmôre? As jy dit nie weet nie, wil ek vanmôre jou daaraan kom herinner, dat die asem van God is binne in jou. Chayim beteken, en dit is hierdie woord het 'n meervoudsvorm, want dit beteken lewe of lewens. En dit is vir my interessant dat dit 'n meervoudswoord is, want dit beteken, dit dra die volheid van lewe. 'n oorvloedige lewe. Lewe op meer as een vlak, fisies en geestelik. Dis beteken lewensasem volgens die oorspronklike taal iets baie dieper as net gewone suurstof, wat ons dink, God het net suurstof in ons geblaas. Dit dui op iets groter as dit. Dit wys vir ons God se eie lewe, dit is God se lewe, wat hy in die mens ingeblaas het. Daardie asem, daardie lewensasem, is die goddelike oorsprong van menslike lewe. Dit is ook die goddelike oorsprong van die mens se geestelike dimensie. En dat die mens sonder God niks anders as stof sou wees nie. Om hierdie goed te hoor, is bietjie baie om in te neem, maar ek het gevoel julle moet dit vanmôre hoor. Ek wil julle herinner, ek wil hê almal moet vanmôre hier uitstap en gaan vir die wêreld gaan vertel, ek het die lewensasem van God binne in my. Ek wil hê jy moet gou na iemand toe draai. Dan sê jy vir die persoon langs jou, God is nog nie klaar met my nie. En nou draai jy na iemand anders toe. En nou sê jy vir die persoon, God is nog nie klaar met jou nie. Dit is vir my 'n wow om vanmôre hierdie goed te hoor. Want dit is vir my 'n bewys hoe sorgvuldig God ons gevorm het. Hierdie Skepper God stel belang in alles wat ons doen, of dink, of ervaar. Elke uur van die dag,
elke dag van die week, elke dag van die jaar, stel God belang in jou lewe. En hy sorg vir jou. En hy is lief vir jou. En vandag wil die Here deur hierdie boodskap weer vir ons kom herinner dat hy altyd ons Skepper sal bly. En dat hy ons altyd in sy hand sal hou. Pastoor Anel het dit net nou gebid, toe dink ek, joh, het sy nie gou vinnig voor die afkondigings net so gescan hier deur my boodskap nie, want sy kan 'n ding vinnig scan, dat ek julle nou vertel, né? Sy kan 'n ding vinnig scan. Ek het haar gewatch, maar ek het gesien, sy het nie geblaai nie. Toe dink ek, dis hoe die Here werk. Daarom wil ek in hierdie boodskap wat ek vanmôre aan julle wil oordra, wil ek 'n tema gee. Die pottebakker. Ek is nog in sy hand. Ek wil hê julle moet vanmôre besef, jy is nog in sy hand. Blaai vir my saam na Jeremia 18 vanaf vers 1 tot vers 4. Jy sal sien, Melien is besig hier met 'n proses. Ek gaan net kortliks net aan julle verduidelik waarmee sy besig is. Maar sy werk met 'n plan. Sy sal aan die einde van hierdie diens gaan daar iets wees wat sy gaan tentoonstel, soos die Gees van die Here haar gelei het om te vorm. Kom ons lees saam van Jeremia 18 vanaf vers 1 tot 4. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Tot sover. As ek hierdie verhaal lees, sien ek dat God het nie vir Jeremia gestuur om na 'n preek te gaan luister nie. Want toe Jeremia by die pottebakker se huis aankom, het hy iets anders ervaar. Die Here wou gehad het, hy moes 'n proses sien. Jeremia moes iets ervaar. En dit is wat ek vanmôre aan julle wil oordra. Julle moet vanmôre nie net die woord van God hoor nie, maar julle moet ook iets ervaar wat besig is om te gebeur. Julle moet nie net sien nie, maar julle moet ook hoor. Jeremia kon sien hoe iets uit 'n vormlose massa gevorm word. En wat vir my so mooi is van hierdie teksgedeelte is, wanneer jy klei optel, dis net so 'n vormlose massa. Dis wat dit is. Maar ek wil vir julle sê, ek kyk met ander oë na klei. Nadat ek hierdie boodskap in God se woord gelees het, en nadat ek saam met Melien tyd gespandeer het Vrydag, kyk ek met ander oë na klei. Wat vir my so mooi van hierdie verhaal is die pottebakker het nie opgegee nie. Ek weet hier sit vanoggend mense wat voel hulle lewe is 'n mislukking. Jy voel asof jy van koers af weggedwaal het. Jy voel God het jou verlaat. Jy voel dalk asof God iets in jou begin het en toe jy dit net weer gaan opmors. Dalk al vir die hoeveelste keer. En nou sit jy dalk daar en dink, maar God is klaar met my. Ek is niks werd, ek is geskend. Soos die Engelse sal sê, I'm damaged goods. Maar kyk vanmôre na jouself as klei in die pottebakker se hand. Kyk vanmôre met ander oë na jou lewe.
pottebakker gooi nie klei weg as dit nie uitkom soos wat hy beplan het nie. Wanneer die Here kyk na ons almal se lewens en hy sien daai imperfections raak en hy besluit, ek kan iets moois hier uitmaak. Want hy sê in vers 4 van Jeremia 18 sê hy, en die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk in die hand van die pottebakker. Toe het hy daarvan weer 'n ander voorwerp gemaak. Let op, hy het nie gesê, gooi dit weg nie. Hy het daarvan weer 'n ander voorwerp gemaak. Wat sê dit vanmôre vir julle gemeente? Dit maak nie saak hoe jou lewe al verkeerd uitgedraai het in die verlede nie. Miskien sit jy nou op 'n plek en 'n tyd in jou lewe waar jy voel, ja, ek gaan nie uit hierdie ene kan uitkom nie. Die Here sal nie meer vir my lief wees hierna nie, maar ek wil vanmôre vir jou kom sê, God is lief vir jou of jy daarvan hou of nie. Hy is lief vir jou en jy moet dit glo en jy moet dit aanvaar en jy moet hoor vanmôre, hy gaan jou nie los nie. Ons moet onthou dat hy ons wil help om te besef dat hy ons skepper God is. Hy is die pottebakker. So nou gaan ek vir julle 'n bietjie vertel van hierdie proses van pottebak. Hierdie kleine mensie, julle, ek kan nie oor die krag kom wat in daai vroutjie se lyf is nie. Sy is so kleintjies. Melien, wil jy nie net geopstaan nie? Kyk gou hoe klein is sy. Julle, kyk hoe cute. Sy is so oulik, regtig, ek wil haar net druk. En sy het die mooiste persoonlikheid met soveel wysheid. Nou wat sy gedoen het, ek weet nie of julle opgelet het nie, sy het die klei gevat en sy het dit op daai hout gehad. Nou wat 'n mens dit noem, sy druk dit so uit, hulle noem dit wedging, Want klei is 'n lekker medium om mee te werk. Jy kan enige voorwerp daarmee maak. Nou, die Afrikaanse woord vir wedging is, dit word gebrei met die hande. Julle sal sien, sy het hom so gewerk hoor. Sy het hom gewerk. En daar's 'n rede hoekom sy dit doen, want sy probeer om lugblaasies en goed uit te kry. Maar, wanneer sy dan die klei op die wiel sit, en dan maak sy dit nat met water, en dan begin sy dit vorm met haar hande. So dit is 'n plat, dis eers 'n bol, is 'n volume wat dan op die bord kom, en dan daarna, dan werk sy, so gooi 'n bietjie water op hom, en dan werk sy hom, dan begin sy hom vorm, en dan druk sy met haar vingers so 'n gaatjie in die middel, sodat sy kan werk na haar kant toe. Maar sy het my gewys, ek het dit nooit besef nie. Ek het altyd gedink, die blaasies word net met die hande uitgewerk, wanneer sy hom nou brei of wedge. Maar ek het by haar gesit, en ek het letterlik gehoor, dan sê sy vir my, daar's 'n ligblaasie, dan dink ek, maar, hoe het sy dit geweet? En toe sy die eerste keer sê, daar's 'n ligblaasie, toe hoor ek letterlik, toe maak dit so. En wat interessant is, daar is ligblaasies wat sy nie met haar hand kon uitwerk nie. En weet julle wat moet sy gebruik? Om die ligblaasies wat sy nie met haar hand kan uitwerk nie. Sy gebruik 'n naald. Eina. Jy sit dalk vanoggend van ons wat 'n paar ligblaasies het. En die pottebakker het probeer om dit met sy hande uit te werk. Maar ek wil gou vir julle iets verduidelik van daai wedging ook. Weet julle dat sy moet haar volle liggaam, haar boonste gedeelte van haar liggaam se krag insit om dit te wedge. Dis nie so iets wat jy net so met jou vinger kan werk nie. Nee. Jy gebruik jou volle krag, jou volle liggaamskrag, vat jy en jy werk hom so. Wat vir my so mooi was, is die intensiteit wat sy dit mee gedoen het. Jy kon sien, sy is lief vir dit wat sy gedoen het.
dit waarmee sy besig is. En ek wil vir julle sê, ek kry hierdie beeld in my kop, juis oor hierdie skrif in die woord, hoe die pottebakker, hoe God besig is om liefdevol en sorgvuldig en geduldig te probeer om met sy eie hande eers daai ligblaasies uit te werk. Al hierdie goed is voorbereiding, omdat die pottebakker die klei moet regkry vir dit waarheen hy dit wil gebruik, of waartoe hy dit wil gebruik, die produk wat hy daarmee wil vorm. En as wie Moses daarin betrokke, want terwyl sy werk, dink sy die heeltyd sorgvuldig, ek wil dit doen, ek wil dit doen, ek wil dit doen. En is dit nie hoe God met ons is nie? Die pottebakker het 'n verhouding met daai klei. God het 'n verhouding met sy kinders, want hy weet waarheen hy op pad is met hulle. Wat vir my so mooi is toe sy die klei uit daai sak uithaal vanoggend. Vrydag ook toe ek by haar was, het sy presies geweet wat sy moet doen. Die Here weet ook presies wat hy met ons wil doen. Jeremia 1 vers 5, die eerste gedeelte sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En dit is soos hierdie klei. God het ons geken, ongevorm. Voordat ons in ons moederskoot gevorm is, het God ons al geken. As jy al ooit met onsekerheid in jou hart geloop het, of daarmee moes gedeel het, of gevoel het dat niemand vir jou omgee nie, is vandag se belofte net vir jou. God ken jou. Hy weet alles van jou. Om die waarheid te sê, daar's niks wat vir hom weggesteek is nie. Hy ken die goeie in jou lewe, hy ken die slegte in jou lewe, en hy ken alles tussenin. Want Jesus het gesê, God ken jou so goed, dat hy weet hoeveel hare op jou kop is. En vir ons ouer mense, ek sal nou nie van julle vergeet nie, hy weet selfs hoeveel hare daar eendag lang gelede nog op jou kop was. Ek noem dit maar net. So voor jy nog jou eerste asemteug gegee het, het God jou geken. Hy's die een wat jou in jou moederskoot gevorm het. Hy het jou nie net geken nie, maar hy het jou gevorm vir 'n doel. Vir sy doel. Want hy het vir Jeremia gesê dat hy hom as profeet aangestel het, nog voordat hy gebore is. God het jou ook vir 'n goddelike doel aangestel. En daar is sekere dinge wat net jy kan doen. Hy het jou uniek geskape om sy doel in die wêreld te bereik. God het 'n spesiale plan vir jou lewe. Glo jy dit vanmôre? Daardie plan sal nooit voltooi wees, totdat jy hom eendag van aangesig tot aangesig sien nie. Die Here het ons ver bo ons denke, en ver bo wat ons verstand ooit kan opdroom, het God ons lief. Hy sien die wonderlike mens wat hy geskape het. Hy sien al die potensiaal wat hy in jou geplaas het, en tog is daar mense wat vandag voel, ek verdien nie vergifnis nie. Ek is te gebroken. Ek het te veel foute gemaak in my lewe. God kan my nie meer gebruik nie. Ek het misluk terwyl ek in God se hande was. Maar ek wil hê julle moet weet, vandag het die Here julle ook afgebring na die pottebakker se huis. Vandag is hierdie plek die pottebakker se huis. Want hy wil hê jy moet ook hoor, hy's nou besig om aan jou te werk.
Net soos wat Melien nou besig is om met die klei te werk, kan jy jou lewe voorstel as daai klei, die pottebakker, wat daar besig is om vir Charmaine te vorm. Om vir Charmaine te mold, om te word wat hy in gedagte het vir haar lewe. Het is belangrik dat ons altyd sal bruikbaar bly in die hand van die Here. Ons moet altyd gereed wees, as ons foute gemaak het, om te sê, Here, ek is jammer, ek wil oorbegin, ek wil weer begin. Laat jy nie net 'n fout maak en laat jy val en jy bly lê nie, maar dat jy vir die Here sê, Here, ek is jammer. Hervorm my. Maak my nuut, Here. Ek wil nie die mens wees wat ek is nie, of ek wil nie die mens wees wat ek geword het nie, Here. Ek wil ook nie die mens wees wat ek was nie. Ek wil nie teruggaan na die mens toe wat ek agter my gelos het nie. Al wat ek vra is, Here, kom en maak my nuut. Kom vorm my oor, Here. En ons het vandag daai kans om te hoor en te besef dat dit is wat God elke dag met ons wil doen. God het nie jou lewe geskep om sonder hom te lewe nie. Ons is geskape om hom te eer. Die rede hoekom baie mense so geestelik uitgeput is en hoekom hulle net voel hulle kan nie meer nie, is omdat hulle probeer om hulle self te probeer vorm sonder die hande van die pottebakker. Ons as mens hou ons partykeer so slim. Ons wil ons eie planne maak en ons vergeet dat daar 'n Vader in die hemel is na wie toe ons kan draai, vir wie ons kan vra, Here, ek weet nie wat ek nou moet maak nie. Here, ek is jammer, my planne wat ek nou gemaak het, het geflop. Here, help my dat ek u plan vir my lewe sal raak sien. Maar wanneer God sy hand op jou lewe sit, begin hy jou vorm. Hy gaan jou begin sny, want jy sal sien, Melien het hier 'n draad, 'n stuk gat, ja, ekskuus. Sy gebruik dit om die klei mee te sny. En dan het sy so 'n messie ook. Wat is daai tool se naam? OK, ons noem dit maar net 'n messie. Nou kan julle sien al daai goed nê, maak seer. Wie van julle het al gaan visvang en julle vingers met gat gesny? Hy is by brand. Hy brand. So daai klei word met die gat gesny. Sy gebruik 'n messie. Julle, soveel prosesse. En 'n naald. O nee. Ek wil eerder van hierdie oomblik af, dat die Here my in sy hand hou. Dat die ware pottebakker hierdie klei altyd sal vorm. Daar gaan tye kom, wanneer jy moet besef, hy moet jou 'n bietjie afbreek. Dis wanneer hy gat moet sny, sodat hy jou kan bou. Daar gaan tye kom wanneer hy daai blaasies moet stik en steek met die naald, sodat daar herstel kan kom. En selfs gaan daar tye kom, wanneer God se stem gaan stil raak in jou lewe. Dis omdat hy van jou vergeet het nie. Dis nie omdat hy van jou vergeet het nie. 'n baie interessante ding verder van hierdie klei is, as jy met regte klei werk, is dit nie altyd, dit gebeur nie altyd dat dinge so voorspoedig gaan nie. Ons het net nou gehoor, en ek het gedink, hoekom lees ons hier in hierdie skrifgedeelte, dat die hand, die klei in die hand van die pottebakker, het misluk. Toe dink ek, ja, Here, ek verstaan nou nie dit so lekker nie. Maar kom
Kom ek verduidelik gou vir julle iets uit hierdie oogpunt uit. Daar kom 'n paar flops op die wiel. En wat wonderlik is van dit is, jy kan daai klei oor en oor gebruik. Meline het aan my verduidelik, die klei moet eers droog raak. Jy kan dit nie dadelik gebruik, dit moet eers droog raak, voordat jy weer kan begin om dit te gebruik. Dis 'n proses, onthou dit. En wanneer die pot gevorm is in die klei, kort 'n bietjie meer detail, en is nog 'n bietjie sag, het sy 'n heatgun uitgehaal, julle? Nog voor die oond word die hitte al op hierdie klei gesit. Daarna word die produk, die pot, in die oond geplaas vir die eerste keer. Luister die grade waarteen daai pot gebak word. Vir 24 uur lank word die pot vir die eerste keer tussen 950 tot 1000 grade Celsius in 'n oond gebak. Dit word bisque firing genoem, want dit verander die klei na ceramic toe. En dan is daar tye wat dit gebeur, dat die pot bars in die oond. Eintlik ontplof hy. Dan is dit nog nie klaar met die klei nie. En ek wil hê julle moet al hierdie goed by mekaar sit, en julle moet daai ooreenstemming moet jy sien in jou eie lewe. Wanneer die druk van die lewe van alle kante afkom, en dit voel of jy nie meer kan nie, of dit voel of jou lewe uitmekaar uitval, wanneer jy bars. Nog word daai stukkies wat ontplof het, nie weggegooi nie. Want die pottebakker maak daai stukkies by mekaar. Dit word fyn gemaal. Hulle noem dit grog. En dan meng hulle dit met nuwe klei. En wat vir my so mooi is, Meline het vir my gewys, daar was 'n pot wat sy gemaak het, wat met grog gemaak is. Die gewone potte is lig. Maar die pot wat met grog gemaak was swaar. Ek moes hom met my 2 hande vashou. So solied was dit, want die grog maak die klei, die eindproduk, sterker. Hoeveel van ons sit vanmôre hier, wat God grog in ons lewe moes ingewerk het, sodat ons sterker kan uitkom aan die ander kant. En weet julle wat vir my mooi is, sy het my laat voel, hoe voel daai grog, dit voel soos fyn, grove sand. En ek vra toe vir haar, is dit dan nie so, dat as die pottebakker met die grog werk, dat sy hande seer word nie? Dit raak stikkend, en partykeer bloei die pottebakker se hande. Maar hy hou nie op nie, want hy werk met 'n plan. En die Here vat my van hierdie gedeelte af, na waar hy aan die kruis gehang het, waar sy hande toe ook vir ons gebloei het, waar sy hande vir ons deurboor was. Selfs daar het hy nie opgehou om te probeer om iets nuuts in ons lewe te doen nie. Hoekom is dit dan so, dat ons wil opgee, terwyl die pottebakker nog steeds wil aanhou? Jy sien, ons kan al hierdie verskonings gebruik en sê, ons is net mens. Ons voel steeds pyn, en ja, dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Ons ervaar steeds verwerping, ons ervaar trauma, teleurstelling, aanvalle, versoekings, geestelike oorlogvoering gaan ons almal deur. En dit is 'n bewys dat ons nie seer gaan kry nie. Ons gaan seer kry. Ons gaan foute maak. Ons gaan verkeerde keuses maak.
Maar dan kom die Here en hy wil vir ons kom wys in sy woord, want hy sê, die seer kry in jou lewe sal nie die finale woord hê nie, want hy sê in Psalm 34 vers 19, dis hoekom ek sê, Pastoor Anel het dit gebid. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Jy moet vanmôre hoor, dat God is besig met jou, en hy gaan jou nie los waar jy is nie. Jy mag dalk gebroken voel, jy mag dalk alleen voel, jy mag emosioneel uitgeput voel, jy mag geestelik droog voel, maar jy is nog steeds in sy hande. En solank as wat jy in die pottebakker se hand is jou storie nie verby nie. Jou storie is nie verby nie. Want hy kom ook en hy sê vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 7, ons, wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte, wat maklik breek. Ons is maar kleipotte, wat maklik breek. Maar nou weet julle, na vandag as julle hier uitstap, dat al breek jou kleipot, gaan die Here hom nog kan fyn maal en met nuwe klei kan inmeng, om die voorwerp wat geflop het, van vooraf te kan begin. Dis nie die einde nie. Daar's vir jou 'n nuwe begin wat vir jou wag. Dis die wonder van hierdie God wat ons dien. Hy sien net die pottebakker van ons lewe nie. Hy's ons skepper God. Hy gooi nooit tou op met ons nie. Hy hou aan en aan en aan. En hy sorg dat daar altyd 'n uitkoms is. Daarop kan ons reken. Ons dink dalk, ek het niemand nodig om my te vorm nie. Ek is 'n intelligente mens, ek is iemand met 'n sak vol planne. Ek kan dinge self uitpleis. Miskien is sommige van ons soos die Israeliete. Ons wil ons eie paadjie loop, en julle weet hoe goed dit geëindig het. Maar ek wil hê ons moet dink, as ons nie deur God gevorm word nie, waardeur word jy gevorm? Wat laat jy toe om jou te vorm? Word jy deur jou eie planne gevorm, jou dinkproses? Word jy gevorm deur die menings van ander mense? Word ons gevorm deur vandag se kultuur? Wat is besig om jou nou te vorm? Bevraagteken jy op hierdie oomblik die Here oor goed in jou lewe? Het jy dalk al op 'n stadium in jou lewe God bevraagteken oor sy teenwoordigheid in jou lewe? En Jesaja 45 vers 9 het hy geskryf, wee hom wat met sy formeerder twis, 'n potskerf by erde potskerwe, sal dan die klei sê aan die wat dit vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie. Sien jy nie die hand van God in jou lewe raak nie? Dan sê dit weer in Jesaja 64 vers 8, maar nou Here, U is ons Vader. Ons is die klei, en U is ons formeerder. En ons almal is die werk van die hande. Nie een mens wat vanmôre hier sit, is uitgesluit in daai proses nie. Ons is almal gevorm deur God se hand. As God se skepping word ons nie aan onsself oorgelaat nie. Die Here is aktief besig om aan ons te werk. Hy vorm en hy skep ons volgens sy visie vir ons lewens. En soms is daar tye wat die Here moet toelaat dat ons 'n bietjie gebreek moet word voordat hy weer verder met ons kan werk.
En dan Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en 'n verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Ons kom by 'n punt waar ons uitroep, Here, ek kan dit nie meer op my eie doen nie. Ek het probeer, maar dit werk nie. Ek het U nodig, Here. En dink daaraan met elke vorming van hierdie klei in die pottebakker se hand word die merke van sy vingerafdrukke op jou lewe agtergelos. Dit is vir my so wonderlik om te dink dat die Here in elke aspek van my lewe is sy vingerafdrukke. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, sien jy God se hand op jou lewe? Voel jy God se handewerk binne in jou? Vir baie mense is dit 'n groot probleem om na die pottebakker in stilte werk. Jy kan sien, Melien praat nie met daai klein nie. Sy het nog nie eendag vir hom gesê, ag, sit toch stil hier op die tafel nie, ag op die wiel nie. Sy het nog nie een keer met hom gepraat nie. Sy gaan in stilte voort met haar werk. Weet julle wat het sy vir my gesê? Iets wat vir my so mooi is. Dat pottery is, en ek ekskuus vir die Engelse woord, it's very therapeutic. Iets wat vir my so interessant was. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Ek het dit glad nie geweet nie. Sy het vir my gesê, in baie antidepressante wat mense gebruik, daar is minerale in goed in klei, wat daar word dit uitgehaal, dit word in daai antidepressante vandag gesit wat mense gebruik, wat in depressie lê. Ek het dit nie geweet nie. Daarom sê sy vir my, wanneer sy met hierdie klei werk, dit is terapeuties. Dit het so 'n kalmerende effek op haar. En jy word een. Daarom het ek reg aan die begin van hierdie boodskap gesê, die pottebakker het 'n verhouding met die klei. Vanoggend is hier 'n les met 'n uitnodiging vir ons wat hier is. Ek wil hê julle moet weet, God is nie klaar met jou lewe nie. En as die Here stil geraak het in jou lewe, is dit nie omdat hy van jou vergeet het nie. Want die stilte beteken nie dat daar niks aan die gang is nie. Die stilte beteken dat God besig is met jou. Die Here bly ons pottebakker. Hy bly ons skepper God. Hy gaan nie verander nie. Al verander jou lewe, al verander jou omstandighede, al verander jou emosies, God verander nooit nie. En hierdie boodskap is hier om julle vanmôre daaraan te herinner dat hy altyd ons pottebakker sal bly. As jy vandag voel dat jy uit hierdie siklus wil kom in jou lewe waar jy waardevol wil voel, wil ek vandag vir jou nooi om op grond van die woord van 2 Korintiërs 5 vers 17 wat sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Op grond van hierdie woord wil ek hê jy moet 'n besluit maak. As jy vandag sê, Here, ek voel gebroken. Ek voel misvorm deur die lewe. Ek het droog geraak, my geestelike lewe, dit voel vir my of ek op die oomblik in 'n woestyn is.
Ek het pyn, ek het 'n teleurstelling en ek het wonde wat ek dra, Here, wat ek dink nooit sal genees in my lewe nie. Ek is moeg vir hierdie siklusse, Here, wat elke jaar herhaal in my lewe. Ek voel my lewe is in 'n maalgat. Maar vandag wil ek myself, my lewe, alles wat in my is, weer oorgee aan hierdie pottebakker. Wat ek vanmôre gehoor het, my nie sal los nie. Ek is nog in sy hand. Wil ek vir jou die uitnodiging gee. As jy wil hê, ons moet vir jou bid, wil ek vra dat jy sal vorentoe kom. Moenie skaam wees nie. Want die pottebakker wag nie met veroordeling nie. Hy kyk nie na jou met veroordeling nie. Hy sien, dit het misluk in sy hand. Die klei het misluk in sy hand. Maar hy het besluit, hy gaan weer iets nuuts daaruit vorm. Die Here wag vanmôre, hierdie pottebakker, hierdie skepper God, wag vanmôre om herstel in jou lewe te gee. Hy gaan jou nie weggooi nie. Hy gaan jou weer hervorm. Hy gaan jou weer terugsit op die wiel. Hy gaan jou weer van voor af begin vorm. En hy gaan jou net herinner dat jy nog steeds in sy hand is.